is die weg, die waarheid en die lewe. Almal vind die Vader net deur my. Ek is die deur en as jy my ignoreer, dan is jy soos 'n rower in die nag. Ek kom groet julle vanoggend in die naam van God, wat vir ons die pad wys deur sy woord. Groet julle in die naam van Jesus, wat die pad is. En ek kom groet in die naam van die Heilige Gees, wat ons wil lei op hierdie pad, wat God vir ons bedoel het. Kom ons bid saam. Here God, ons vertrou U. Ons vertrou U dat U ons nooit in die steek sal laat nie. Dat U ons nooit sal verwerp nie. En daarom is ons enigste hoop op U. Want U wys ons die pad. Die pad wat U vir ons bedoel het. Die regte pad, die goeie pad. Die pad wat ons by goeie plekke uitbring. By plekke waar daar waters van rus is. Dankie Jesus dat U na hierdie wêreld toe gekom het om hierdie pad vir ons te wees. Ek is die pad. En dat U die pad is na die Vaderhuis. En ons wat hier sit vanoggend, is hier vanoggend om te kyk na ons lewens en weer eens seker te maak of ons op hierdie pad is. U pad. Die regte pad, die goeie pad. Maar ons is ook hier om te kom bid vir mense wat op die verkeerde pad is. Die pad wat hulle miskien vanoggend by 'n plek uitgebring het wat hulle nooit gedroom het, hulle sal kom nie. Mense op 'n pad wat by 'n doodloopstraat uitkom. En ons kom bid vir hulle. Ons is nie om hulle te veroordeel nie. Ons weet dat hulle moet omdraai. Terug na die regte pad. Seën ons saam vanoggend in Jesus se naam. Amen. Nou, ons praat dan vanoggend met U op die pad van die lewe. Nou, dit is miskien goed hier aan die begin van hierdie diens om vir ons elkeen die vraag te vra, nou op watter pad is ek? Wat sal U die pad noem waarop U is? En julle wat na my luister, want jy sien, 'n pad het 'n bestemming. Daar's nie 'n pad wat op pad nêrens toe is nie. 'n Pad het 'n bestemming. En 'n verkeerde pad kan nie by die regte plek uitkom nie. 'n Verkeerde pad kan nie op die regte plek uitkom nie. Want jy sien, 'n verkeerde pad en 'n regte pad loop nie langs mekaar nie. Verkeerde pad en 'n regte pad loop in twee verskillende rigtings. En daarom moet jy omdraai. Die Bybel praat van bekering. Die Bybel praat van jy moet omkeer om by die regte pad uit te kom. Dis nie asof jy so skuifie maak of so aanpassingkie maak en dan is jy op die regte pad nie. Nee. Dis 'n omdraaipad. Jy moet omdraai. 180 grade omdraai om op hierdie pad te kom waarvan ons vanoggend praat. Nou, in Handelinge word daar veral van
die Christene gepraat as mense van die weg. Paulus sê, ek vervolg die mense van die weg. Want hulle is 'n sekte. Hulle steun dit wat ek glo. En Paulus het op daardie stadium geglo natuurlik in die godsdiens waar jy een wet na die ander moet nakom. Maar jy sien, die mense wat op die Jesuspad was, het hulle genoem ons is mense van die weg. Ons volg hom wat sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dis die pad. En dis die pad waar ons vanoggend met mekaar wil praat. Jy weet, lank daarna is die Christen Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. Maar voordat hulle Christene genoem is, was hulle genoem mense van die weg. Mense van die weg. Nou, ek wil maar net oor 5 goedjies praat vanoggend. Jy moet maar vir jouself vra, al hierdie goed kom maar uit die Bybel uit, uit die woord uit. Ek wil die eerste pad noem, die pad van voorspoed. Nou voor ek dit noem, wil ek net sê dat voorspoed beteken in die Bybel nie om ryk te word nie. Voorspoed beteken die seën van die Here is op jou lewe. Nou, ek vra weer vir elkeen wat my luister en julle wat hier is vanoggend, is jy op die pad waar die Here se seën op jou rus? Dis voorspoed. Teëspoed is om weg te beweeg onder die seën van die Here. En dit maak jou lewe natuurlik verkeerd en kom jy by plekke uit wat God jou nie bedoel het om te wees nie. In Psalm 25, kan julle by die huis gaan lees, is natuurlik 'n baie mooi Psalm oor die pad, 4 vers 8, 10, 12 en 13. Ek gaan dit nie lees nie, ek kan by die huis gaan lees. Op hierdie pad, die pad van voorspoed, maak God sy wil aan jou bekend. Dit is baie belangrik. Want jy sien, as jy op die verkeerde pad is, dan is jy op die pad waar jy nie die wil van God weet nie en ook nie nakom nie. So, ons wat hier sit vanoggend, wat sê ek is op die pad van voorspoed, ek is op die pad van waar God my seën, op hierdie pad sal jy al meer en meer die wil van God leer ken in jou lewe en al meer en meer die wil van God doen in jou lewe. Hierdie pad van voorspoed is 'n pad van goedheid en 'n pad waar mense die regte dinge doen. Goedheid en reg. Dit bring jou by voorspoed uit. Daar waar mense verkeerde goed doen, slegte dinge doen, is hulle op hulle eie pad. Is hulle op 'n verkeerde pad. Die psalmdigter sê dat God wil hê dat almal op hierdie pad moet kom. Hy sê hy lei tot sondaars terug na hierdie pad toe. En dit ons almal was op 'n plek, ek weet nie jy nie, miskien toe jy jonk was of wat ook al, wat jy op die verkeerde pad was. Selfs jou pa of jou ma het gesê, jy's op die verkeerde pad. Op hierdie pad gaan jy baie seer kry. Want jy sien op hierdie pad kom jy by verkeerde goed uit, jy kom by verkeerde vriende uit, jy kom op verkeerde plekke uit. Dis hierdie pad. Maar die pad van voorspoed is 'n pad wat jou na die regte plekke toe lei. Jy ontmoet die regte mense. Daarom is dit belangrik op hierdie pad van voorspoed, kyk rondom jou. Wie is die mense wat saam met jou is? Jy sal gou uitvind, die mense rondom my is mense op die regte pad. Of jy sal rondom jou kyk en sê, maar hierdie mense, verkeerde pad. Dan is jy op daai pad. En dan moet jy sorg dat jy van hierdie pad af wegkom. Op hierdie pad van voorspoed dien mense die Here. Hulle dien die Here. En dat is 'n baie belangrike ding. Want jy sien, mense kom nie sommer van self by die regte plekke uit nie. Wanneer jy die Here dien, dan moet jy weet, jy is op die pad wat die Here graag wil jou hê. En ek wil hê vanoggend, almal van ons wil graag voorspoed hê. En ek sê weer, voorspoed beteken in die Bybel om te lewe onder die seën van die Here. Ek weet dit. God se hand is op my lewe. En dan onthou, hierdie pad is nie 'n maklike pad nie. Hierdie pad is nie 'n pad waar alles met jou goed gaan nie. Dis nie 'n pad waar alles net gelukkig is nie. Maar jy sien, dis die regte pad.
Jy weet, 'n ou kan in die storm wees. Of jy kan op 'n slegte plek uitkom. Maar as jy op die regte pad is, dan weet jy, jy moet hierdie pad loop. Deur die storm en deur die probleme. Want jy is uiteindelik op pad na die regte plek toe. Die regte pad lei na die regte plek toe. Verkeerde pad, verkeerde plek. En dan is die tweede pad is 'n pad waar mense 'n kompas het. Nou die van julle wat in die weermag was, sal weet dat jy kan nie sonder 'n kompas wees. Jy laat nie jou bosse aflaai. En jy weet nie waar is noord, suid en wes goed nie. Dan het jy 'n kompas nodig. Nou die mense op hierdie pad is mense wat die woord van God volg. Want sien, die woord is hulle kompas. 'n Mens moet 'n kompas in jou lewe hê. Sonder 'n kompas verdwaal jy. En daar's hoeveel mense wat verdwaal in hierdie wêreld, nie omdat hulle noodwendig sleg is nie. Wat jy 'n kompas nie. En nou verdwaal jy. En nou kom jy op 'n plek uit jy weet, nou weet ek nie waar ek nie. Ek weet hoe ek hier gekom nie. En daarom begin Psalm 119 begin by die jong mense. Daar staan waarmee sal 'n jong mens sy pad goed hou? Deur dit te hou na die woord. Ons almal was jonk, as ek so rond kom kyk, het ons nie baie jong mense hier nie, maar ons almal was jonk. En as mens jonk is, beweeg jy vinnig. As jy jonk is, soek jy die avontuur van die lewe. Jy soek die lekker van die lewe. Jy soek die opwinding van die lewe. En dan as jy sonder 'n kompas is, as jy sonder die woord is, kan jy jou lewe vernietig. Hoeveel jong mense vernietig hulle lewens as hulle jonk is? En as van hierdie jong mense wat nie weer ooit op die regte pad kom nie. Want as jy eers verkeerd is en jy het nie 'n kompas nie en jy's rigtingloos en jy gaan maar net waar die lewe lekker is. Jy gaan saam met die stroom. Jy's altyd in die stroom. En hoe vinniger hoe lekkerder. Maar hoe gevaarliker. Nou julle wat soos ek was op baie pad vir 'n lang ruk. En as ek terugkyk na my lewe, dan weet ek my pa en my ma se gebede het my weghou van ondergang. Want vir my maats het op hierdie pad verongeluk. Hulle het verongeluk. Hulle het nooit weer 'n kans gekry nie. Dis 'n pad met 'n kompas. En God se kompas is die woord. En daarom bid hierdie psalmdigter, hy sê, laat my wandel op die pad van u gebooie, want daaraan het ek behaag. Ek het my voete teruggehou van verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. En dan ons liggie. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Want jy sien hierdie, die paai waarop ons is, die goeie en die slegte pad, gaan soms deur donker dieptes. Dawid sê dit. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. En hy's op die regte pad. Maar jy sien as jy in 'n donker pad kom, of 'n donker plek kom, dan moet jy lig hê. En hier staan, u lig, u woord is my lig. En ek het hierdie duisternis uiteindelik veilig, kan jy uitkom. Hierdie psalmdigter lees, wees vir my soos 'n onderwyser. Gee my insig sodat ek weet wat u wil hê en moet doen. Wys my watter pad is die regte pad. Wys my die regte pad. Ek weet nie julle nie, ek het 'n paar keer al in my lewe op die natuurlike pad verdwaal. En dit is verskriklik om te verdwaal en nou gaan ek 'n ding sê. Min mense kan 'n pad vir 'n mens verduidelik. Ons is nou daar verdwaal. En weet jy wat? Die pad wat hy ou vir ons gewys het. Ons het gesukkel. Ek het eendag gehad wat my op 'n pad gewys. Hy sê, jy ry met hierdie pad en jy ry en dan gaan jy by so 'n boom verby en so boom. En as jy by 'n rivier kry, dan moet jy weet jy's omtrent 2 kilometers verby die plek waar jy wil wees. Nou dis 'n verduideliking, hè. Maar wat ek wil sê is, hierdie pad is 'n pad met 'n kompas.
Dis 'n pad met 'n kompas en ek en jy moet hierdie kompas volg. Dan is daar die pad van insig, pad van wysheid. Onthou, dit gaan nie oor geleerdheid nie. Daar's 'n groot verskil tussen geleerdheid en wysheid. Wysheid is insig. Jy kan 'n doktorsgraad hê en nie insig in die lewe hê nie. Hulle praat deesdae van daar's 'n intelligensiekoëffisiënt en dan het jy ook 'n spirituele IQ. En weet julle, daar's baie mense wat nie hierdie insig het nie. Spreuke 2:9-15. As jy aanneem wat ek jou sê, sal jy insig kry in wat regverdig en reg en billik is en sal jy op die goeie pad bly. Op hierdie pad is daar mense wat tot insig gekom het. Onthou jy die verlore seun? Hy het 'n verkeerde pad. Hy kom in 'n ver land. Daar het hy vriende gemaak en dit was net een paartjie op die ander. En hierdie pad het hom uiteindelik in 'n varkhok laat beland. En toe in daai varkhok sit, en weet jy, paai waarop mense is, kom by varkhokke uit. Ek wil nie die varkhokke opnoem, julle weet. En so 'n varkhok, 'n plek waar jy kom, vra jy jouself af, maar hoe het ek hier gekom? Maar dan staan daar 'n ding van die verlore seun. Hy het tot insig gekom. Hy het tot homself gekom. En hy het gesê, ek sit in 'n varkhok en my pa, my vaderhuis is alles wat ek nodig het. En ek het my pa se huis gelos vir 'n varkhok. En hy het opgestaan en hy het teruggegaan na sy pa toe. Daai insig, wat doen insig? Dit laat jou opstaan uit 'n varkhok. Insig laat jou opstaan van 'n verkeerde plek af en sê, hier bly ek nie. Ek gaan nie hier bly nie. Weet jy, dit is 'n wilsbesluit, jy weet. Dis 'n wilsbesluit. Party mense neem nie daai wilsbesluit nie. En hulle bly in die varkhok. Hulle sê ek gaan opstaan, maar hulle sê dit, maar hulle doen dit nie. Dominee, ek sal nooit weer drink nie. Dominee, ek sal nooit weer nie. Ek sal nooit. Oukies, en wie wat? Hy bedoel dit nie. En hy bly waar hy is. Maar hierdie pad van insig is dat jy by 'n plek kom waar jy sê, ek gaan nie voort nie. Ek gaan nie aan wat ek nou doen nie. Ek gaan terug Vaderhuis toe. Dan moet jy opstaan en dan moet jy gaan. Want dan het jy tot insig gekom. Hier staan, dit sal jou weghou van verkeerde pad af. En van mense wat verkeerde dinge doen. Jy sien, 'n pad en mense, 'n pad en plekke, het met mekaar iets te doen. Want die pad gaan vir jou wys waar is jy op pad. Jou vriende of die mense rondom jou gaan wys op watter pad is jy. ‘n pad van wysheid. Loop jy liewer die pad van die goeie mense, bly op die paaie van die mense wat tot insig gekom het. En dan gaan die laaste twee paaie wat ek gaan noem is nogal twee belangrike paaie. En ek dink jy stel belang nogal in hierdie pad. Die pad hemel toe. Daar's 'n pad hemel toe. en ek gaan vir jou nou baie mooi duidelik sê, jy moet mooi luister. Daar is net een pad hemel toe. Daar's nie twee paaie nie, een. En as jy nie op hierdie pad is nie, is jy nie op pad hemel toe nie. Mense dink godsdiens bring my op die regte pad. Ek gaan my Bybel lees, gaan bid. Niks verkeerd nie, asseblief nie op 'n bid en Bybel lees nie. Mense dink as ek elke Sondag kerk toe gaan, as ek my geld gee vir die armes en gee geld vir goeie dinge, dan is ek op die regte pad. Dan is ek op pad hemel toe. Nee. Hoor nou. Johannes 14 vers 2-4 sê: "My Vader het 'n huis. Daar is meer as genoeg plek vir almal. Ek gaan om vir julle plek reg te maak. Dink julle een oomblik ek sou gesê het as dit nie so was nie? As ek alles vir julle reg gekry het, kom ek julle haal om by my te wees. Waar ek is,
sal julle ook wees. Julle weet eintlik goed waarheen ek gaan en hoe om daar te kom. Jesus sê toe, laat ek vir julle dit so stel, ek, sê Jesus, is die pad. En my Vader is die adres. Wie hierdie pad loop, kom by die ware plek uit. Die pad hemel het net een naam. Nie kerk nie, nie godsdienst nie, nie 'n goeie lewe nie. Daar's een pad hemel toe en die pad se naam is Jesus. As jy nie op die pad Jesus is nie, is jy nie op pad hemel toe nie. Want Jesus het vir jou plek voorberei, so jy daar kan kom, op watter pad? Op Jesus pad. So jy moet op hierdie oomblik moet jy seker maak, dat jy agter Jesus aanloop. Nie agter godsdienst aan nie, nie agter kerk nie. Dis goeie goed. Hierdie godsdienst in die kerk, en die Bybel lees en alles, moet jou by Jesus uitbring. Die probleem is, daar's kerke, en daar's godsdienst, en daar's al die goed, wat jou nie by Jesus uitbring nie. Jy kan met 'n Bybel onder jou arm, en met 'n kerksertifikaat hel toe wees, op pad jy, as dit jou nie by Jesus uitbring nie, dan is jy nie op die pad hemel toe nie. Kom jy by die ware lewe uit, want jy sien, Jesus is die ware lewe. Hy het gesê, ek het gekom sodat jy 'n lewe kan hê en dit in oorvloed. En oorvloed lewe beteken nou weer nie alles gaan goed en alles, nee, oorvloed beteken, hoor mooi, is om sinvol te lewe. So as jy vir my wil vra, is jy op die regte pad, is jy op Jesus pad, dan vra ek jou, maak jou lewe sin. Of leef jy 'n sinlose lewe? 'n sinlose lewe is nie 'n Jesuspad. Jou lewe maak sin. Nou, ons is in die tyd, julle weet seker nou, die tyd van die tyd van lyding, ons is op pad na die kruis toe, onthou Paasfees is wanneer Jesus gekruisig is. En daarom is die laaste pad wat ek wil oor praat, is die pad na Golgotha. Dis die pad wat Jesus vir ons geloop het. Dis die pad wat hy in ons plek geloop het. Golgotha. Nou, die Griekse woordjie vir hierdie pad is 'n dolorosa. Dis eintlik 'n Latynse woord, dolorosa. En dolorosa beteken eintlik die pad van dorings. Dat Jesus is op pad Golgotha toe, op die pad van dorings. Dit het hom seer gemaak. Sy voete het seer gekry. En Jesus het hierdie pad begin loop in Jerusalem. Dit het begin, en al drie is die woordjies gegee, vergeet dit, maar het begin by 'n woordjie Gabbatha. En Gabbatha was die plek waar Jesus voor Pilatus gestaan het, onthou jy? Waar Pilatus gepleit het vir Jesus. Ek sien geen fout in hierdie man nie. En die Jode het bly skreeu, kruisig hom, kruisig hom. Hier begin weer Dolorosa. Die pad van smarte. Gabbatha, sy eie mense het hom verwerp. Sy eie mense het gesê, kruisig hom. En dan gaan hierdie pad kom by Getsemane uit. Daar waar Jesus het dit nie sy held gegaan na Golgotha nie. Jesus het in Getsemane, het hy tot 3 maal toe gebid, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. Jy weet, mense dink Jesus het as sy held kruis toe gegaan. Hy het as 'n stikkende man kruis toe gegaan. Hy was op daai stadium stikkend geslaan. Hy het 'n doringkroon oor sy kop gehad. Hy kon die kruis nie meer verder dra nie. Simeon het sy kruis vir hom begin dra. Verstaan jy wat ek sê? Hierdie is 'n verskriklike pad. Dis die pad wat Jesus geloop het. Terwille van ons oortredings, sê deurhoor. Terwille van ons het hy die pad geloop. En dan natuurlik eindig hierdie pad by Golgotha. Die kopbeen. Ek was daar gewees. Die koppie waar hy gekruisig is in die vorm van 'n kopbeen. En Jesus is gekruisig op Golgotha. En op hierdie Golgotha was sy laaste woorde: in u hande gee ek my gees oor. Jy sien, want hierdie pad kom uiteindelik by die plek waar jy jou gaan oorgee aan Jesus. Wat jy gaan oorgee aan God, want jy het tuis gekom.
Jy het by die huis gekom. Daarom sê ek altyd, die Here kom haal jou nie. Die Here ontvang jou. Die oomblik wat jy sterf, ontvang hy jou. Want ek bedoel, daar's party dood wat tog nie kan lyk of die Here jou kom haal nie. Ek dink nie die Here kom haal jou deur 'n terroris wat jou doodskiet nie. Ek dink nie die Here kom haal jou deur 'n verskriklike ongeluk nie. Maar die oomblik wat jy sterf, hoe jy sterf, gaan verskil. Kanker en al die siektes wat jy op kan noem. Maar die oomblik wat jy sterf, val jy in die arms van God soos Jesus, in die hande. Gee ek my gees oor. Oukies, die pad van die lewe. Jy loop hom. Jy kies hom. En die pad wat jy loop, gaan jy by jou bestemming uitbring. Mag die Here God gee dat ons die regte pad sal loop, die Jesuspad, en dat ons in die hemelhuis, die Vaderhuis, sal uitkom vir altyd. Amen. Here, baie dankie dat ons hierdie boodskap kon hoor. Dat ons kan hoor dat ons is nie maar sommer net hier op die aarde neergegooi nie. Het ons hier geplaas. Het ons 'n keuse gegee. En ons elkeen moet kies. En ons keuse het 'n konsekwensie. Ons keuse het 'n plek waar ons gaan uitkom. En dankie dat U Jesus die pad is wat ons uiteindelik in die Vaderhuis gaan bring, want dit is ons adres. Amen. Ek wil julle huis toe stuur met hierdie wonderlike bekende seën, 2 Korintiërs 13 vers 13. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elke wees bly. Amen.